is om hom direk, head-on aan te vat, en dis 'n groot boodskap hier. So kom ons sê net ietsie oor Lukas 4, en dan kan jy lekker by die huis, dalk het weer gaan lees met die agtergrond van hierdie paar gedagtes. Lukas begin met die geboorte van Jesus, dan word Jesus gedoop, dan kry ons, en dis uniek aan Lukas, dan kry ons die geslagsregister wat eindig met deur te sê, en die seun van Set, en die seun van Adam, die seun van God. En dan is dit interessant, en van die kommentare en ouens maak nogals iets van die hele idee dat, en Paulus het ook daarvan gemaak, dat Jesus is die tweede Adam. Die tweede keer is weer in die wildernis, daar's hierdie korrelasie tussen die wildernis aan die begin, in die Adam verhale, en dan is daar nou weer, Jesus is die nuwe Adam, hy is weer in die wildernis, is 'n ander tipe wildernis. En is interessant hoe die versoeking dan ook, die eerste versoeking was 'n vrug, die bose gee vir hom 'n vrug, en hierso is dit, die eerste versoeking is, maak vir jou iets om te eet, en is eintlik al twee versoekings, is, kom ons skiep die proses, en ons kom by 'n vinnige iets uit, en ons kom by die grootsheid waarna ons eintlik soek uit, of wat ook al. En so daar's daai korrelasie, en is interessant, die alfa en die omega, wat daar in Openbaring en so aan staan, en as jy die Jesus verhale lees, is dit amper asof Jesus ons die hele tyd wil amper weer terugbring na die begin toe. Die begin en die einde, hierdie korrelasie tussen die full circle, die begin en die einde wat saam is. Dat jy, as Jesus byvoorbeeld sê, waarom is julle so bekommerd? Gaan leer by die voeltjies en by die lelies, en dan is dit amper asof hy sê, maar onthou wie julle eintlik is, julle was so gelukkig, jy weet, met min in die tuin van Eden. Amper hierdie terugkeer na amper meer 'n terugkeer as die blote ontdekking van iets niets. En ons kry ietsie daarvan in die Jesus verhaal. En dan kort nadat ons dan hierdie versoeking kry, dan begin Jesus se bediening, en hy dryf die bose uit, en hy doen wonderwerke, en hy leer die mense en so aan. Dat dit so half die tyd is, dat dit amper jy weet, uit sy doop, wat 'n inisiasiesritueel is, en dan het hy hierdie woestyntyd, wat 'n voorbereidingstyd is, dan gebeur die groot goeders. Goed, en dan is daar ook hierdie ongelooflike verband tussen die Israel se pad van vryheid deur die woestyn, en dit wat Jesus dan nou daar doen. En daar's baie mooi goed daar rondom, as mens dit waag om diep genoeg te gaan. Kom ek sê net so vinnig iets oor die 3 versoekings. Die eerste een het ons al klaar gesê, is die duiwel kom en sê, maak vir jou brood uit klippe, en dit is 'n direkte verwysing eintlik na Deuteronomium 8 vers 2, die volk Israel, dat dit eintlik hierdie teks die hele tyd herinner aan die pad van vryheid van Israel was op deur die woestyn, en hulle moes ook sekere versoekings weerstaan. En is interessant, as jy nou, kom ons lees gou net Deuteronomium 8, van vers 2 af, dan is die volk is nou daar in die woestyn, en jy moet onthou, die Here jou God het jou 40 jaar daar lank in die woestyn, jy moet onthou hoe die Here jou God jou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Onthou die volk 40 jaar in die woestyn, Jesus is 40 dae in die woestyn. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word, en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink, en of jy sy gebooie sal gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly, en toe met manna gevoed, iets waarmee jy nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer, en hoor nou, want ons weet wat Jesus se antwoord is, Hy het jou gedoen om jou te leer dat 'n mens nie van brood leef nie, maar leef van elke woord wat uit die mond van God kom. So wanneer Jesus versoek word, dan haal hy dit eintlik aan. Dan sê hy, 'n mens leef nie alleen van brood nie, maar in die woord van God. En dan ook interessant dat Jesus kom is van die Jordaan af op pad, uit die water uit eintlik op pad in die woestyn, en in Israel was ook pas deur die see gegaan, en dan gaan hulle nou in die woestyn in. Maar daar's 'n klomp goed wat mense daaroor kan sê, maar daar's nie tyd daarvoor nie. Die tweede versoeking, dan bring die duiwel hom op die hoogte en wys hom, daarna bring die duiwel hom op die hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld, en toe sê die duiwel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag gee, en alles sal aan u behoort,
en dan beloof hy hom eintlik hierdie wêreldse heerskappy. En ag, mens kan baie daaroor sê, nê, dat jy kan dink die fisiese menslike Jesus, die versoeking wat daar partykeer dalk was om net 'n wonderwerk te doen en hierdie hele pad, hierdie ding wat hy kom doen het maklik te doen. Maar dat hy kies, is interessant hoe Jesus nooit 'n wonderwerk doen om homself te help nie. Dat sy wonderwerke nooit triks is waarmee hy afskou nie. En die ander interessante ding hier is dat lyk my dikwels word ons versoek met iets wat ons eintlik reeds het. Jesus is eintlik die koning van die wêreld. Hy is eintlik die seun van God. En as 'n mens bietjie gaan dieper delf van ons versoekings en ons kan die maatemmer afval van ons lig en ons kan begin diep delf met al die stupid goed waarmee ons lewens toemaak. Dan as jy sien so dikwels is dit wat my groot versoeking in die lewe is eintlik om te kry iets wat ek reeds het. Maar ek weet dit nie. En 'n mens vind dit baie keer te laat uit en dan verlang jy na eintlik die tyd voor jy toegegee het aan die versoeking. En dan die derde groot toets is daarna het die duiwel hom na die hoogste punt van die hemel gevat en op daai hoogste punt laat staan en gesê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy jou voet in 'n klip sal stamp. Dis interessant, die duiwel quote letterlik Psalm 91 van vers 11 af daar. Maar soos boosheid werk, quote hy nie die laaste versie nie. Hy stop net daar, hy stop net kort van die engele, maar die volgende versie en die bose met die adders en die slange sal julle onder jou voete vertrap. So hy quote net die eerste deel van daai teks. Hy sê net die engele sal jou, en ek het al baie keer gedink, as mens kyk hoe mense boosheid en wreedheid en horrible goed regverdig deur 'n skrifteks uit konteks te quote, dat dit eintlik nogal boos is, jy weet, hoe hierdie my Bybel kan manipuleer, en mens sien iets daarvan, dat die duiwel nie die hele teks quote nie, maar net daai eerste lekker stukkie om te versoek. En dan verwys dit ook natuurlik na Exodus 17 vers 7, waar daar staan, waar die volk gesê het, waar Moses vir die volk gesê het, hulle wou die Here beproef, en dan sê hy, daar staan, hulle het risies gemaak ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, en toe gesê het, is die Here by ons of nie? So hulle het in die woestyntyd het hulle gewonder, is God nou by ons of nie? En hulle het die Here op die proef gestel, en dan sê Jesus, jy mag nie die Here op die proef stel nie. Jy kan nie met die Here 'n speelietjie speel, en allerlei triks en goeters, weet, dit is nie dit gaan oor iets groters. As God regtig God is, dan moet ek besef dat ek regtig mens is. So ek wil jou 'n bietjie uitnooi om te gaan reflekteer op daai teks in Lukas. Die mooi ding is natuurlik dat as 'n mens deur die woestyntyd is, dat jy soos vandag eintlik kan reflekteer en kan sê, wow, kyk waar hy die Here ons gebring. Dat Jesus 'n groot bediening na die woestyntyd gebeur. Dat 'n mens in die boodskap vanoggend is dat ons nie die woestyntyd sal gering ag nie, en dat ons nie sal toegee na vinnige kort versoekings wat vir ons sê daar's vinnige kort antwoorde op dit waartoe ons eintlik gekommit het. En dit is 'n lewe waar ons die Here regtig deep down wil dien en nie net 'n geestelike deel wees van 'n geestelike spektakel nie. As hy, amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons in die woestyn en lei, en ook deur die woestyn, dat U in die groen weivelde by ons is, maar ook in die dal van doodskade. En ek wil bid dat ons nuwe diepte met U sal ontdek. Dankie vir die gemeente, wat ook so mooi verhaal het daar rondom. En ek wil bid dat U sal aanhou om ons ook in hierdie tyd te seën in Jesus naam. Amen. Okay, so vanoggend gaan ons 'n ouderling bevestig, en iemand gaan word deel van die gemeente formeel, en ons gaan 'n belydenis van geloof hê. So ek wil vra of Johan Forsie sal vorentoe kom en Cynthia Hardy. Johan. So.
As hy Cynthia. Johan, ons gaan eintlik, hulle sê good communication is not to state the obvious, maar partykeer is dit nodig om net publiek te gaan en te sê, maar hoe gaan ek die ding wat ons almal weet, dis soos by 'n troue, jy weet, jy verwag dat die mense gaan ja sê as jy die groot vraag vra. Eintlik sê daai hele ritueel, die feit dat hulle opgedaag het, ja. Maar dit is partykeer goed om dit net half formeel te sê. Johan, aanvaar jy jou beroep as ouderling? Is dit jou voorneme om jou roeping hier in liefde en gehoorsaamheid in die Here en in getroue diens van hierdie gemeenskap en gemeente uit te leef? Wat is jou antwoord? So hiermee bevestig ons jou dan as ouderling van die NG gemeente hier by Kerk tussen die Mielielande. Mag die Here jou seën met wysheid en met liefde, met onderskeiding in jou uitvoering van hierdie taak. Cynthia, jy het gesê jy wil formeel lidmaat wees by die gemeente. En die vraag wat jy eintlik vanoggend met jou hier wees antwoord is dit. Weet jy dat die Here vir jou lief is en dat Jesus vir jou gesterf het? En is hierdie gemeente nou jou geestelike familie wat jou help om hierdie Here en hierdie gemeenskap te dien? En is dit die mense saam met wie jy die liefde van God wil ontdek? Amen. Daar sê. Ek gaan vir hulle bid. Ek gaan vir hulle 2 bid en dan kan julle julle hande uitsteek as julle wil en dan seën ons hulle saam in die Here se diens. Here, dankie vir Cynthia en vir Johan. Ons weet dat u 'n gunsteling instrument op aarde is, nie engele nie, maar dis mense. Gewone mense. En ons wil dankie sê dat Johan 'n ouderling hier kan wees en dat Cynthia wat reeds deel is van hierdie geloofsfamilie ook nou formeel deel kan wees hiervan. Ons bid dat jy hulle sal seën om 'n seën te wees. Ons bid dat hulle u liefde hier sal ervaar deur die liggaam en dat hulle sal voel maar hulle het 'n geestelike familie op aarde waar hulle kan saam dien. In Jesus se naam. Amen. Dankie julle. Ek gaan nou vir Johan van die kerk gee. Hy gaan 'n gesprek voer, ons gaan 'n bietjie reflekteer op 'n woestyntyd in die gemeente waarin die gemeente eintlik die keuse gemaak het om 'n nuwe pad te stap. Dankie Johan. Môre almal, sy aan Arno. Môre almal, ons het gedink as die bestuur in die kerkraad net om vir so 5 minute, ek wil nie baie van die tyd vat nie, ons moet nou nog gaan eet daar buite, net so bietjie reflekteer oor waar ons begin het en waarheen ons op pad is. Toe het ek nou gedink, voor ek dit moet doen, moes ek nou self eers gaan reflekteer en by myself dink, hoe het ek nou hier deel geraak? En so hierby, ek wil amper sê 2017 daar rond, toe Johan Kloete nog hierso was, toe het hy gevra vir mense in die gemeente, wie stel belang om op 'n, ek dink dit was 'n voortbestaan groep as ek dit reg het, deel te raak van die groep, om met idees te kom, as hy dan nou op pensioen gaan, waarheen gaan ons, wat gaan ons doen, en ek en Margreta en klomp ander mense toe daar opgeklim, ons het vergaderings en goed gehad, en ons het as groep het toe so deel van die kerkraad geword, en toe op die einde nou deel van die kerkraad, en dis vir ons nou hierso is, en so ek dink terwyl ek nou nog verder gepraat, wil ek net vir Prof Dirk vra of hy sal vorentoe kom en Justus Forshey. Dit is 2 mense wat ons, ek wil amper sê van die begin af gehelp het. Ek gaan vir hulle elkeen 'n spreekbeurt gee, net om te verduidelik, Prof Dirk, waar het u begin, laat ek hulle eerste kans gee om op te kom, ek kan maar, hiersoos vir ons sit, of sommer staan, nou, ons gaan nie lank wees, laat ons sommer staan. Prof, ek wil net, as jy net vir ons weer kan verduidelik, hoe het u deel geraak van die plan, waarheen is ons op pad, is ons op die regte pad, het ons uitgewerk wat ons daai klompie jare terug wou gedoen het? Baie dankie Johan, dankie Jaco, en dis lekker om julle almal te sien. Ek het baie van julle lanklaas gesien. Ek het in 2017 'n oproep van Johan gekry, dat hy sommer net bietjie met my wil gesels.
Nou, Charlotte het gevra, ek moet sê wat ek gedoen het in hierdie tyd, en ek kan regtig met eerlikheid sê, ek het niks gedoen nie. Ek het net geluister en aangemoedig, want hierdie storie wat Johan vir my vertel het, van die gemeente wat besig is om voor te berei vir sy pensioen, het hy die ideaal gehad om die gemeente te laat aangaan, selfs al sou daar nie 'n dominee wees nie. Ek en Johan het heel wat gesprekke gehad, en ek het net geluister, want ek het gedink dit is regtig 'n miracle, as ek nou maar die taal kan gebruik, 'n wonderwerk, wat hy ook as 'n ideaal gehad het. En ek het ook gedink dat dit 'n soort pionierswerk is, wat die gemeente saam met hom en Charlotte en die kerkraad en die leiers doen. So dit het begin, en ek onthou nog, Johan het afgetree hier in COVID. Ons het nog sy afskeid oor die internet gehad, en ek onthou dit was 'n ervaring wat ek nogal as baie roerend beskryf, ervaar het in daai tyd. Want te midde van die groot COVID-pandemie was hier 'n gemeente wat aangegaan het. En dit is nou vir my vanoggend ook 'n wonderlike belewenis dat al die aktiwiteite binne die erediens ook voortgaan. Ek kan regtig, as ek so kyk na die getalle, is dit ook baie meer as wat ons daar in die begintyd gehou het. Ek onthou een vergadering wat ek en Jaco by was, saam met die bestuursvereniging, en waarin Jaco gesê het, maar julle moet hierdie ding net bietjie meer bemark. En ek dink dit was een van die belangrike goed wat gebeur het ook daarna. Ek het al oor RSG gehoor hoe daar vanuit die gemeente gepreek word, of artikels gesien. En dit is eintlik 'n bewys dat gewone lidmate die kerk kan lei, en ook die kerk kan laat voortgaan. En daarom wil ek eintlik baie dankbaar wees saam met julle, Johan, Charlotte en die leiers van die gemeente, dis vir die werk wat julle hier doen, want julle is eintlik in die NG Kerk baie spesiaal. Nie net in die NG Kerk nie, maar ook oor alle kerke heen. En ek wens julle alles van die mooiste toe vir die toekoms. En julle het nog 'n mooi pad, julle is besig om uit die woestyn uit te beweeg, regtig na die beloofde land, waarin die gemeente vir hierdie gemeenskap regtig baie gaan beteken, maar ook steeds beteken. Dankie, Johan. Dankie, prof. Ek dink wat duidelik is daai tyd toe ons besluit het ons gesê, ons gaan as gemeente die harde werk doen, en ons soek 'n prediker wat hier voor staan om op 'n Sondag vir ons 'n boodskap te gee, dat ons nie hoef te worry, laat die dominee nou die pype en die treine en goed, en dit is maar die idee, laat ons as bestuur en kerkgemeenskap daai oor doen, en die prediker is hier op 'n Sondag. Maar met dit kom daar ook baie onsekerheid. Ek dink, en dis waar Justice inkom, en ons is baie bevoorreg om hom in ons gemeente te hê. So ek wil hê Justice moet net bietjie verduidelik oor, en ek dink dis meer in die lyn van waarheen is ons op pad. Wat is ons pad vorentoe? Wat doen ons tans? En dan net te sê, waarheen gaan ons? Ja, baie dankie. Dit het ek vanoggend voor my sien, het ek al vir die laaste paar jaar gebid. Ek het 'n vraag gehad, en ons het baie oor dit gepraat in ons kerkraadsvergaderings. Hoe gaan hierdie kerkgebou lyk op 'n Sondag, as almal wat een keer 'n maand kerk toe kom, op een slag kerk toe kom? En hier het ons dit reg gekry. Nou weet ek nie of dit die potjie is wat nou daar gebou word, en ek sien die manne wat aan die potjie werk, hulle het nou ingekom vir die nagmaal, so ek kan nou nie lank praat nie. Ja, ek is nou so 3 jaar al, einde Maart, hierdie Maart, is ek al 3 jaar met pensioen. So ek was so 36 jaar in die polisie, en so ons is al 6-7 jaar betrokke by die bestuur, maar daar's een vraag wat mense jou vra, as hulle in die dorp kry, of hulle praat oor ons kerk. En dis die volgende: wie besoek my as ek siek is of sterwend is? Wie gaan my ma of my pa begrawe as daar nie 'n dominee is nie? En dit is 'n belangrike vraag. En ek dink dis vrae wat mense kan wegskrik en weghou van 'n kerk af. As jy sê, maar
julle is die enigste NG Kerk sonder 'n predikant, dan skrik hulle. Dan sê ons nee, ons het predikante, hulle preek Sondag by ons. Maar ons het daai besluit geneem dat daai aspekte van omgee, kom ons sê berading, ons projekte wat ons bedryf, word gedoen deur ons mense. Ons het soveel projekte wat standhoudend is. Ons het mense wat ons help met kospakkies. Ek het so 'n praktyk hierso waar ek berading doen. En daai berading is eintlik maar net vir ons kerk waar ek mense wat vashak verniet sien. So dit gaan nooit oor geld nie. Dit gaan nie oor wat kan ek uit jou uitkry sodat ons kerk meer geld kry nie. Ek doen die hospitaalbesoeke, partykeer is dit baie moeilik om by 'n sterwensbegeleiding te wees van iemand wat jy ken. Daar's 'n ding wat al gebeur wat mense, en dit klink snaaks, maar daar is tog iets daaraan, dat mense al, wat nie siek is nie, vir my gesê, maar gaan jy eendag my begrafnis kan doen? Dit klink net verkeerd, maar dit sê iets van ons gemeente. Ons is 'n gemeente wat op pad is. Ek dink nie ons is deur die woestyn nie, maar ons is op 'n punt waar ons mense laat besef, kerk kan kerk wees, deur net hier te wees en betrokke te wees. Elkeen van julle wat hier sit. Ons het vrou Nelson, en dit is vir my net so mooi om dit te sien. Nelson, jy kan vir ons staan, en Lydia. Staan julle vir ons? Nou, wat Johan nou gesê het is, die predikant kom preek vir ons. Maar Nelson vervul verskillende rolle hierso. Oom Gerard is nie meer wat hy's 'n paar jaar terug is hy oorlede. Nelson het daai rol oorgevat, die instandhouding. Hy's nie net die tuinman nie, hy's ons ingenieur wat die plekke regmaak en goed in stand hou. Lydia, as jy in hierdie kerk instap, elke Sondag is hierdie kerk silverskoon. En sy is die vrou wat hierdie kerk binne en die kantore vir ons so mooi skoon maak. Kan ons vir hulle hande klap gee? Dan het ons vir Teresa, wat ons geldsake so mooi bestuur. Nou daar's 'n paar goed wat nou gebeur. Hierdie bord hier voor, hy gaan nou oorgedoen word. Daar's iemand wat vir ons, dit is maar 'n paar rand wat ons moet uithaal. Ons moet matte was by die pastorie, ons moet vensters vervang, en dan sê Teresa, hoorie julle, ons moet kyk hoeveel geld ons uitgee. So sy hou ons op ons tone. Eendag tel ek geld en dan val dit 20 sent op die grond en ek wil hom daar los. Sy sê nee, jy moet hom bytel, dis kollekte. So sy is regtig, julle, ons geld is in goeie hande met haar. En Charlotte, ons sê vir haar baie dankie, want sy bring vir ons ook daai stabiliteit. Sy is die een wat vir ons bietjie beduie as ons half miskien een kant toe gaan. En dis die sukses van ons kerk. Elkeen van julle wat hier sit. Daar is hoop en daar's 'n groei in ons kerk. En ek wil ook vir Johan, ek meen hy's 'n jong man, wanneer hy sê hy's in sy 40's, maar dat hy die rol vervul vir die laaste 6 jaar het ons dit op hom gesit, gesê jy's die voorsitter van hierdie kerk. En ek wil vra vanoggend, gee vir Johan 'n harde handeklap vir sy insette. Ja, baie dankie vir elkeen van julle. En ek wil nou net sê, ons is besig om die jong mense op die kerkraad te kry. Nou sê ek is ook jong, maar ek is daarom nog jong. Maar ek dink saam met die wat hy ons vir Nelson personeel dankie gesê, is die baie individuele mense in die kerk wat ek gaan nou nie name uitsonder nie, want ons het al verskeie kere vir die mense dankie gesê, maar hulle weet presies wie hulle is. Ek kyk spesifiek vir oom Frans. Maar hier's baie mense in die kerk wat ons baie help en ons is regbaar dankbaar daarvoor. En ek dink al wat ek net wil sê is nooi mense uit om te kom sien wat hier aangaan. Nooi hulle uit op 'n Sondag dat hulle die diens kan kom saam met ons geniet. Ek dink ek wil net ook nou sê dat as ons nou hierso gaan potjie kos eet, almal wat hier voor parkeer het, as julle net julle karre kan skuif en omry en daar voor die pastorie, daar's 'n grasperk, daar gaan parkeer, dan hoef ons nie bekommerd te wees oor die karre wat hier staan nie, nou is dit sommer daar by ons. Dankie. Dankie, baie dankie Johan, dankie Prof Dirk en Justus. So klomp mooi mense hier. Ja, ek het net hier gesit en dink hoe
Ja, waarskynlik is julle persentasie deelname, julle is 'n klein gemeentetjie, maar julle persentasie deelname is baie groter as baie groot gemeentes, nee, en dis 'n wonderlike ding, dis regtig iets om in te vier. En ek dink as daar een ding is wat die kerk nog ons ongelukkig baie goed mee is om kerkwees en die evangelie ingewikkeld te maak met 'n klomp strukture en variasies en goeders. Baie keer met die ding begin goed. Maar as jy weet, dan raak jy amper verlief op jou simbole en op jou strukture en alles. En dan so tyd nou en dan, net amper daai Jesus ding waaroor ons gepraat het, die ding net weer te stroop en te sê, maar kom ons kyk net weer wat is die oorspronklike bedoeling met die ding, en dan gaan ons weer van daar af, en dan herontdek ons weer die krag van eenvoud, van Christelike gemeenskap wees, 'n groep mense wat die Here saam volg en dien, geestelike familie wees, en dit is so beautiful. Ons gaan nagmaal gebruik, het almal brood en wyn gekry? As jy nie gekry het nie, dan moet jy net wys, want daar is nogal by die deur, hoor. Jesus het saam met sy disippels kort voor sy dood, het hy saam met hulle gesit en hulle het geëet. En hy het geweet, hier kom 'n tyd waar hy gaan wegwees en hulle gaan worstel daarmee. En dit was 'n groot ontnigtering vir die disippels, want dit blyk duidelik uit die evangelies dat selfs na Jesus se dood het hulle nog gesukkel om eintlik te begryp wat hy gesê het, nee, wat hy nou kom doen. Dat sy dood vir hulle 'n skok was, al het hy dit 'n paar keer aangekondig. En sy hemelvaart, en nou is hy weg. Jesus het saam met sy disippels gesit, dit was 'n baie intieme oomblik, maar hy het nie gesê, nou gaan ons daai dag, julle moet julle regmaak, daai dag gaan ons nagmaal gebruik. Hulle het geëet, hulle het saam geëet, hulle het waarskynlik op die grond gesit, in 'n sirkel. En Jesus het vir hulle gesê, hy het gesê, as julle die brood vat, in die toekoms as ek weg is, een van die dae as ek weg, maar ek is nog steeds by julle. Maar as ek weg is en julle eet weer brood, as julle die brood breek, moet julle onthou, dis my liggaam wat vir julle gebreek is. En hy het hulle, mense daai tyd, baie wyn, amper saam met elke ete gedrink, want jy kon nie water suiwer nie, dit was nie druiwesap nie, dit was die goeie goed. En hy het die wyn ingegooi, en hy het vir hulle gesê, as julle in die toekoms, as julle so saam is, en julle eet, en jy drink wyn, dan moet jy onthou, my bloed het vir jou gevloei. Hy moet iets tasbaars wees, dis amper die hart van die evangelie, dis dat God se liefde en God se wil nie net 'n filosofie of 'n wet of 'n idee is nie, maar dat dit iets tasbaars is. Hy sê, as jy daai brood vat, dis 'n tasbare ding, en jy proe hom, jy vat die wyn, dan moet jy onthou, my liggaam is vir jou gebreek, my bloed het vir jou gevloei, en ek is by jou. Soveel soos wat hierdie brood, as ons nou die nagmaal gebruik, deel gaan word van jou, in jou gaan wees. Soos wat hierdie wyn in jou ingaan en deel word van jou. So is ons in God, en is God in ons, en is die teenwoordigheid van Jesus by ons, nie net sy herinnering nie, maar ook sy teenwoordigheid. En dis iets groots om te weet. So kom ons gebruik die nagmaal, en dan onthou ons dit, en net nou as ons daar buite eet, dan onthou ons dit ook. Ons gaan 'n lied speel, en dan, terwyl ons dit doen, kan jy rustig raak, miskien na die woorde van die lied luister, en dan op jou eie tyd, kan jy die brood eet, en onthou, en die wyn drink, en onthou, en weet. Kom ons doen dit. En my hart en my siel is so verward, en my lewe is vuil voor die troon. O Heer, vergewe my, o Heer, kom maak my vry van die sondelas, o kom na my
sê